the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. If you're living in sin, then you don't want to hear this message. Christ is coming. Christ is coming. Do you realize it? Matthew 24, verse 37 and 38. For the coming of the Son of Man Christ is coming. will be just like the days of Noah. They fully understand. Remember the foolish virgins? They had no oil. They had no life of God. It was midnight when the cry came, behold, the bridegroom cometh. It's the darkest time, Christ is of the day. Do you realize it? You say, but Peter says he's coming as a thief in the night. And you have no oil in your lamp, means you can't see. Our lamps are gone out. The number of you here tonight, you're not ready. You're not ready. Our lamps are gone out. And they had a religiousness, but their lamps were out. Bridegroom came. And when these things happen, you know that It's midnight. the coming of the Lord is pretty near. Jesus is coming. He's coming like a thief in the night. Be ready, be prepared at any moment, because Christ is coming. Don't let the things Folks, this is not a mirage. This is not fantasy. Jesus is coming. Christ is coming. This world is passing away, and all the things that are in are going to burn. That's what Jesus The said. devil will cheat us. He'll get fascinated with something. Be ye ready. Every eye shall see. For in an hour you don't think he's To be expected. He said, I'm coming as a thief in the night. The bridegroom cometh. Breaking news, we are getting last-minute reports from all over the world of thousands of people that have just vanished. I repeat, thousands of people from all over the globe have disappeared. The total number of people who have disappeared has not yet been confirmed, but it is expected to be a lot higher than what was initially reported. According to authorities, the numbers are expected to be in the millions. Many flights have been cancelled because of security fears. According to reports, there have been plane crashes all over the world because some pilots simply disappeared mid-flight. Chaos has also spread to the roads, where a great number of traffic accidents have been reported. Hospitals have not been able to cope with the number of patients coming in. Many parents are in complete despair as their children have also disappeared. Rumours are rife that this could be an alien attack, and there are those who believe that Jesus raptured these thousands of people.
Witnesses believe to have seen a bright flash followed by a huge thunderous sound and a being like a man in the clouds. Here are some images caught on CCTV cameras. The images you see now are from CCTV cameras all over the world. These images have been analysed by experts and they are genuine. CCTV footage from parks, shopping centres, parking lots, churches and traffic monitoring systems are indeed real and frightening. What has perhaps been most alarming is the report of a hospital where nurses have said in shock that all children just vanished. We are receiving images like these non-stop from all over the world. We are yet to hear from heads of state from all over the world who are in shock but have not yet released any statements. Our reporter from the US is live right now from the White House. Hello, Joe Bergson. Hi, Christina. Just like in the US, the UK, Japan and Canada, chaos has gripped the whole world with various tragic airplane accidents, but we cannot yet confirm the exact number of victims. Traffic is also at a standstill because of this phenomenon, with a record number of traffic jams. Trains are not running. The west side of Chicago, all the way to North Dakota, has no trains running at all. There have been countless 911 calls from all over the country. From Nebraska, New York, Arizona, Kansas, Florida, Ohio, Mississippi, Virginia, Texas, Washington, Utah. People are calling 911 from all over the country, to the point of jamming the line. Many evangelical churches have not opened their doors today, but they have been invaded by regular members and have remained packed the whole day. Everyone is expecting some kind of statement from the government, but this is yet to happen. We'll report back with any information as it comes in, but for now, back to the studio. Our team tried to contact the leader of the Universal Church of the Kingdom of God for a comment, but he also has vanished together with his whole family. Many UCKGs remained closed today because a large number of their pastors have also disappeared. Those who are around did not accept being interviewed by our team. We also tried to speak to a former UCKG pastor who had opened his own church, but he also does not want to speak to us on the current events. Members of various churches are saying that this is the rapture of the church. When asked why they also hadn't disappeared, many cried and regret not having taken Jesus more seriously before. We are closing this news bulletin here, but we'll return with more news as and when it happens. Soos wat julle nou kan sien, wil ek hê moet jy jouself dit nou inleef. Die wegraping het plaasgevind en jy het agtergebly. Wat kan ek te wagte wees dat ek die wegraping gemis het? En hierdie is 'n skerry gedagte om aan te dink. Nou ek doen hierdie boodskap tweeledig. Ons wat nou hier sit, natuurlik het wegraping nog nie plaasgevind nie. Maar ek wil hê jy moet vandag jouself indink asof die wegraping nou plaasgevind het en ek en jy het agtergebly. En tweeledig, die tweede rede hoekom ek hierdie boodskap doen is vir die mense wat dalk hierdie boodskap sal kyk op DVD nadat die wegraping plaasgevind het. As 'n inligting DVD om vir jou te vertel wat kan jou te wagte wees nou in die tydperk wat nou voor lê, net na die wegraping. Nou, vir jou wat dalk nou nie weet wat aangaan nie, jy dalk nog nooit hiervan gehoor nie, miljoene mense het verdwyn oor die aarde. Miljoene mense is weg, ewe skielik. Daar was 'n weerligstraal, 'n bassein geklank, en ek en jy het agtergebly. Die wêreld is in chaos. Jy is verward, jy is die mekaar, jy weet nie waartoe om te gaan nie. Jy het dalk nou hiernatoe gekom vanmôre om te kom hoor wat is jou te wagte, wat het nou net gebeur. En jy soek antwoorde op jou vrae. In hierdie tydperk gaan daar baie leuns verkondig word. Ek jy nog voorberei voor. Jy gaan baie vals rumors hoor, vals gerugte hoor, oor wat het plaasgevind en wat nog gaan plaasvind. So daarom moet jy baie mooi luister vanoggend, want ek gaan vir jou vanmôre die ware oorsaak gee, waarheen almal verdwyn het, waarom almal verdwyn het, en hoekom jy agtergebly het.
En dan ook, wat kan jou te wagte wees hierdie volgende tydperk? So dis 'n baie ernstige boodskap wat ek vanmôre wil bring. En hierdie is dalk ook die belangrikste boodskap wat jy in jou lewe sal hoor. Jy wil dalk vanmôre hier sit, wat nog wag op die wegraping, of jy wil dalk hierna kyk, na die wegraping plaasgevind het. Hierdie is die belangrikste boodskap wat ek vir jou kan gee. Want dit kan jou siel kos. Dit is hoe ernstig hierdie saak vanmôre is. Wat is die doel van die boodskap? Is informatief. Ek wil vir jou informasie gee wat jou te wagte gaan wees en wat jy moet doen nadat jy nou agtergebly het met die wegraping. Nou wat is die wegraping? Ek wil in hierdie lesing poog om vir jou te verduidelik wat gebeur het, waar jy almal is en ook wat volgende gaan gebeur. En alhoewel hierdie dinge wat hierin bespreek gaan word vir jou dalk baie far-fetched gaan klink en baie onwerklik gaan klink en vir jou klink asof dit nie realiteit is nie, wil ek vir jou sê dit is die volle waarheid en die Bybel gee vir ons bewyse daarvoor en hy het ons gewaarsku daaroor. So wat moet jy nou doen? Ons wat daar agtergebly het, wat moet ons nou doen? Alhoewel hierdie dinge wat ek hier bespreek sê ons vir jou far-fetched gaan klink, luister mooi, want dit mag jou lewe kos. As jy hierdie boodskap gaan ignoreer, gaan dit jou baie duur prys kos en dit gaan jou 'n baie groot probleem veroorsaak. Op die einde van die dag gaan dit jou siel kos. En hoe kosbaar is jou siel vir jou? So ek wil jy moet vanmôre baie mooi luister. Kinders, wees rustig vanmôre, luister. Ek wil eerstens geruststel, jy wat daar agtergebly het, ons wat hier sit, wat het nou gebeur? Miljoene mense het weggeraak. Ek wil eerstens geruststel om vir jou te sê, jou geliefdes is veilig. Hulle is by die Here. Ons het dit vooraf geweet, God se woord het ons gewaarsku, dat daar so 'n dag sal plaasvind, wat dan nou ook plaasgevind het. En ek en jy het agtergebly. Ons wat nou nog na hierdie boodskap kyk, wat nou nog nie weggeraap is nie, ons het vooraf geweet hierdie dinge gaan gebeur. En daarom kan ek hierdie boodskap nalat, sodat mense hierna kan kyk, wanneer die wegraping plaasgevind het. Om hulle te help, in die tyd waardeur hulle nou moet gaan. So ek gaan probeer om soveel moontlik vra en dinge te antwoord vir jou, wat dit vir jou kan sin maak. Nou wat het gebeur? Waarheen het almal verdwyn? Eerstens, die wegraping wat ons noem, het plaasgevind. Jesus het gekom en sy kinders kom haal. Die wie weergebore was, wat gewas was in die bloed van die lam, wat gereed gemaak het op die koms van Jesus. Hy het gekom om hulle te kom haal. As jy ook sal sien in die begrafplase, al die gelowiges wie in Christus gesterf het opgestaan, is opgewek, hulle grafte is leeg. Dit is wat die Bybel vir ons beloof het. 1 Tessalonisense 4 vers 13. Die Bybel het vir ons mooi, nou luister mooi, wat sê die woord van die Here vir ons. Ek gaan dit vinnig vir ons lees en hierdie is baie belangrik. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. As jy gesterf het voor die wegraping, het jou siel en jou liggaam, of jou liggaam in die graf ingegaan, jou siel en jou gees, het na God toe gegaan in die hemel. Jy het nie 'n liggaam gehad nie, maar met die wegraping, hoe die dooies opgewek is, hulle liggame was weer verenig met hulle siel en hulle geeste. Hulle is opgewek in 'n verheerlikte liggaam. Ek wil vir jou sê, die mense wat verdwyn het, wat weggeraap is, wat nie meer hier is nie, het nou verheerlikte liggaam ontvang. En so gaan ons altyd by die Here dan wees. Hoor nou mooi wat sê vers 15, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. En dis presies wat gebeur het met die wegraping. Dis waantoe almal verdwyn het. Dis die slag wat almal gehoor het. Die basuin geklank, sê die woord van die Here vir ons, was die Here wat die basuin geblaas het. En die mense
is opgeruk na die Here toe. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 51 sê hoe vinnig dit gebeur en gee vir ons 'n baie mooier verduideliking hiervan. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Die wegraping het plaasgevind. Kyk wat sê Jesus se woorde in Johannes hoofstuk 14 vers 2 en 3. Johannes skryf hierdie volgende woorde en hoor nou mooi, wat sê Jesus? Hierdie was Jesus se woorde, sy eie woorde. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het om vir julle plek te berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees, waar ek is. So wat het so pas plaasgevind? Die wegraping het plaasgevind. En Jesus het ons kom haal, sodat ons kan wees by die bruilof van die lam. Weet jy hoe awesome was dit gewees? Jesus het tot vir ons 'n party voorberei. Dis wat Openbaring 19 sê. En ek wil vir die mense sê, vir jy wat dalk agtergebly het, jy wat dalk nie geglo het in die wegraping nie, jy wat gesê daar bestaan nie so iets nie, ek wil vir jou sê, jy het die bruilof van die lam gemis. Want die bruilof van die lam vind plaas as gevolg van die wegraping in die hemel. Openbaring 19 vers 6. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte, soos die geluid van baie waters, soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God die Almagtige die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. En dit vind plaas in die hemel. So dit is waarheen almal is. So ek wil jou eerstens gerus stel om te sê, jou geliefdes wat weg is veilig. Jou geliefdes is by die Here. Hulle is by die bruilof van die lam. Hulle ontvang rein en blink en fyn linne. Hulle is veilig in Jesus se hand. Jesus het hulle kom haal, soos wat hy gesê het in sy woord. Ek en jy het dalk nou agtergebly. God se toorn, hoekom het dit nou plaasgevind? Gaan altyd sy oordeel vooruit. En hy het vir ons gewaarsku in die woord van die Here. In Matteus 24 het hy gesê, soos in die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. En dan vertel hy daar so hoe almal in hulle sonde gewandel het. En dan sê hy, dan sal die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag, skielik, wanneer mense dit nie verwag nie. En ek en jy het dit gemis. Ek en jy het nou agtergebly. Ek wil vir jou sê, hierdie gaan nie 'n maklike tyd wees nie. En daarom wil ek vir jou by jou pleit, jy wat nou agtergebly het, ek en jy, luister baie mooi. Hoekom het jy nie saam gegaan nie? Want jy kan vir my vra, maar hoekom het ek nie saam gegaan nie? Hoekom het ek agtergebly? En dan gaan vir jou, heel waarskynlik is daar nog redes, maar ek gaan net 'n paar uitlig. En ek wil jy moet vanmôre dit vir jouself vat hierso. Gaan toets jouself vanmôre, waarom het jy agtergebly? Waarom is jy nie saam nie? Jy het eerstens nie gehoor gegee aan die Bybelse waarskuwing en sy pleidooie om jou te bekeer nie. Jy het nog steeds vasgehou in die wêreld, ek en jy. Nog steeds vasgehou aan die wêreld. Ons wou nie bekeer van ons sonde nie. Ons wou nie ons rug draai daarop nie. Ons wou nie Jesus aanroep as ons saligmaker, redder en verlosser nie. Ons het nie die Bybel ernstig opgeneem nie. Daarom het ek en jy agtergebly. Jy het dalk miskien 'n vals geloof gevolg. Wat jy gedink het, jy dien die Here, maar dit was nooit die God van die Bybel nie. Jy was nooit gehoorsaam aan God se opdrag van die woord nie. Jy kan dalk 'n moslim wees. Ek wil vir jou sê, jy's besig met 'n vals God. Dis hoekom jy agtergebly het. Jou godsdiens was te vergeefs. Jy kan Chinees wees, jy kan Hindoe wees. Jy kan 'n goeie mens wees. Dit maak niks verskil nie. Jy het nie die ware God van Israel aanbid nie. Jy was besig met 'n vals geloof. Jy was dalk in 'n vals kerk.
wat allerhande dinge gepreek het, behalwe die woord van die Here. En jy het in 'n dwaling betrokke geraak, en daarom het jy agtergebly. Jy het nie die voorwaardes van die wegraping nagekom nie. Ja, God se woord het voorwaardes, en daarom het jy agtergebly. Jy het nie jou verhouding dalk met Jesus ernstig opgeneem nie. Gedink daar is nog tyd om jou te bekeer. Gedink daar is dalk nog tyd. Jy het hoeveel keer gehoor in jou lewe Jesus gaan terugkom? Wie van julle wat sit, het al gehoor in sy lewe Jesus gaan terugkom? Almal. Jy het nie gehoor gegee daaraan nie. Jy het dit geïgnoreer. Daarom het jy agtergebly. Jy het nie geluister na God se waarskuwings, om te sê, kyk na die tekens van die tye, jy het al hierdie dinge gesien, met uitgestel. Daarom het ek in jou agtergebly. Toe Jesus die eerste maal gekom het, het hy 'n weg gemaak, hoe ek en jy gered kon word, sodat ons die komende oordeel van God sal vryspring. Hy het vir ons aan die kruis gesterf, hy was begrawe en hy het weer opgestaan uit die dood uit. Hy het aan die kruis vir my en jou sondes gesterf. En jy mag dalk vanmôre dink, maar ek is nie 'n slegte mens nie. Ek wil weer sê, gaan toets jou bietjie aan God se woord. Wat sê Romeine 3 vers 23? Ons almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Jy mag dalk dink jy's 'n goeie mens, maar ek wil vir jou vra, gaan toets jou aan God se woord. Het jy al gesteel? Ongeag hoe groot of klein? Het jy al leuns vertel? Het jy al begeer? Het jy dalk vir jou 'n ander God geskep om jou sonnetjies goed te praat? Het jy dalk vir jou 'n afgod gemaak om aan te pas by jou leefwyse, sodat jy nie veroordeel hoef te voel nie? Ek wil vir jou sê, was besig met 'n vals God. So kan ons gaan toets aan God se woord. Het jy Jesus aangeroep as jou saligmaker, redder en verlosser? Was jy gehoorsaam aan sy opdrag om jou te bekeer en jou te laat doop? Jy sien, vandag maak dit nie meer saak wat 'n stryery daar was nie. Die feit is, jy het agtergebly. Hoe jy ook al wou stry oor God se woord, het jy nou niks in die sak gebring nie. God se woord is die waarheid. Jy het agtergebly. Jy het dit gemis. Jesus het vir ons gesê, ons moet weergebore wees, sodat ons die koninkryk van God kan beerwe. As ons nie Jesus aangeroep het nie, en ons lewe vir hom oorgegee het nie hom aangeneem het as my persoonlike saligmaker, redder en verlosser nie my geloof geplaas het in wat hy vir my in die kruis gedoen het nie volgens sy woord gelewe het nie, dis die rede waarom jy agtergebly het. Jy kan ook vir my sê, maar ek was godsdienstig, ek het kerk toe gegaan. Ek was elke sondag, ek het my tiende gegee, ek het my offerande gegee, ek was 'n diaken, ek was 'n dominee, ek was 'n pastoor. Ek wil vir jou sê, godsdiens het jou ongelukkig nie gered nie. Want God soek jou hart. God soek nie net jou dade nie. Om net 'n Christen te gewees het, om jouself 'n Christen te genoem het jou niks in die sak gebring nie. Want het help veel, jy het die naam van 'n Christen, maar jy het nie volgens dit gelewe nie. Jy het agtergebly. Slegs hulle wat gewas is met die bloed van God se lam, Jesus Christus. Hulle wie opreg hulle hart en lewens vir Jesus gegee het. En hulle geloof geplaas, gehou het en gekonsentreer het in wat Christus vir hulle aan die kruis gedoen het. Gewandel het deur die Gees. Hulle bruilofskleed rein bewaar het. Saam met die wegraping weggegaan het. Jy het dalk nie 'n wederkomsverwagting gehad nie. Jy was dalk een van hulle gewees wat die wegraping gestry het en gesê het, daar is nie so iets nie. Daar bestaan nie so iets nie. Dis deel van die rede, een van die redes dalk hoekom jy agtergebly het. Of jy dalk in doelbewuste sonde bly wandel. Nie opreg jou hart bekeer nie. Jy was in rebellie teenoor God as gevolg van jou doelbewuste sonde. Jy dalk vir jou 'n God geskep
om jou te troos, soos wat ek net gesê het, om jou sonde goed te keer. Mag het maak ons nie saak as ek ons my ou doppie gevat het, of my ou zolletjie gerook het, maak ons nie saak nie. Jy het vir jou God geskep, in jou eie gedagtes, en dit is nie die God van die Bybel gewees nie, en daarom het jy agtergebly. Jy sien, as jy nie in hierdie kriteria kwalifiseer nie, en van hierdie goeders, daar is nog baie meer, maar as jy nie hoofsaaklik in hierdie kriteria gekwalifiseer het, is dit hoofsaaklik een van die redes hoekom jy agtergebly het, hoekom jy nie saamgegaan het met die wegraping nie. En ek wil vir jou vra, gaan ondersoek jou hart vandag. Jy weet in jou hart, wat is dit wat jou weggehou het van die wegraping af? Ek weet jy weet. Ek weet daai ding kom nou by jou op, wat skeiding gemaak het tussen jou en God. En dit is die rede waarom jy agtergebly het. Nou dat jy agtergebly by die wegraping, ek wil net vir jou sê, dit is erg, maar moenie nou moedeloos raak nie. Daar is nog vir jou hoop. Daar is nog hoop. Jy het nog 'n kans. Hierdie is jou laaste kans wat jy gaan ontvang om die Here aan te neem, maar ek wil jou waarsku, dit gaan baie, baie moeilik wees. Dit gaan nie 'n maklike pad wees nie. En dit is wat die doel is met hierdie boodskap vandag. Ek wil jou voorberei op dit wat nou op jou wag. Nou dat jy die wegraping gemis het, jy sit nou hier en jy wil antwoorde hê. Ek gaan jou vandag vertel wat moet jy doen om gered te kan word. Dis jou laaste kans. As jy dit nie gaan vat nie, gaan jy in die hel opeindig. Dis die realiteit. Hierdie gaan nie 'n maklike pad wees nie. Hierdie gaan 'n moeilike pad wees. Toe Jesus gesterf het aan die kruis, kom ek jou verduidelik hoekom, ook een van die redes hoekom jy agtergebly het, hoekom dit nou moeiliker ook gaan wees. Toe Jesus gesterf het aan die kruis, het hy vir ons die genade dispensasie ingebring, waar ons gered sou geword het, as ons geloof geplaas het, in wat Christus vir ons in die kruis gedoen het, as ons hart en lewens vir hom gegee het, nie uit ons eie pogings uit nie, nie uit ons eie werke uit nie, maar soos wat Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, deur genade is julle gered, nie uit julle werke nie, dis 'n gawe van God, sodat niemand mag roem nie. Slegs deur geloof wat Christus vir ons in die kruis gedoen het, het die Here vir ons genade geskenk om ons te red. Kyk wat het hy geskryf, wat God geskryf, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou weet jy wat, ek en jy het agtergebly. Ons het dit nie gedoen nie. Ons het die genade dispensasie gemis. 'n Geskenk wat God ons gegee het, waar ons gered sou geword het uit genade uit. Julle moet nie vooruit lees nie, luister wat ek sê. Waar ons uit genade uit gered sou geword het, nie ons eie pogings nie, nie ons werke nie, ons het dit geïgnoreer. Ons het dit gemis. Waar dit so maklik was om ons hart en lewens vir Jesus te gegee het. Waar dit nie moeite was nie. Waar dit regtig maklik was, het ons gemis. Nou, met die wegraping het daardie genade dispensasie geëindig. So as ek en jy nou gered wil word, word dit nie meer gedoen uit genade uit nie. Jy sien, voor die wegraping plaasgevind het ek en jy tyd gehad om ons te bekeer, en dit sou nie van ons werke geëis het nie. Dit sou net geloof geëis het. Maar nou gaan dit jou iets kos. Nou gaan jou geloof alleen jou nie kan red nie. Jy gaan nou moet werk vir jou saligheid. Jy gaan nou iets moet gee vir jou saligheid. Jy gaan nou 'n opoffering moet maak. Jy gaan nou jou deel moet bring. En dis jou laaste kans. Want as jy nie jou deel nou gaan bring nie, as jy nie presies gaan doen wat jy vandag gaan hoor nie, gaan jy in die hel opeindig. Daar is dan nie weer vir jou redding nie. Hierdie is jou laaste kans. Jou redding in die verdrukking, want dis wat nou gaan gebeur, wat volgende, ek gaan nou daaroor praat, wat volgende gaan aanbreek, is wat ons noem die groot verdrukking. Gaan jou redding hoofsaaklik van jouself afhang, en nie meer van Jesus nie. Dis 'n harde realiteit. Jy gaan moet betaal om die ewige lewe te kan kry. En nie met geld nie, met jou eie bloed. Met jou eie bloed. Ja, jy wat vandag hier sit, die kans is goed as jy Jesus gaan bely, jy gaan doodgemaak word.
Jy gaan betaal met jou eie lewe. Dan gaan julle nou 'n bietjie meer daarvan vertel. Nou, kan jy vandag vir my vra, maar hoekom gebeur hierdie dinge? Hoekom? Is God dan nou nie 'n God van liefde nie? Hoekom los hy my agter dat ek nou deur hierdie tyd moet gaan? Hoekom los hy my dat ek nou doodgemaak gaan word? Is God dan nie 'n God van genade nie? God is 'n God van liefde en van genade. Dis waarom hy vir ons die genade dispensasie gegee het met die kruisiging. Waar hy gesê het, ek gee aan jou genade om jou te bekeer, maar jy het nie. Jy het dit verwerp. Jy het Jesus se offer aan die kruis verwerp. Jy het God se woord verwerp en daarom het jy agtergebly. God is 'n God van liefde, maar hy is ook 'n regverdige God. Jy sien, as iemand jou te na gekom het, dan wil jy graag hê, dan moet geregtigheid geskied. En in God is presies dieselfde. Die wêreld en die mensdom is in rebellie teen God. Ek en jy was in rebellie teenoor God, en daarom het ons agtergebly. Ons was in rebellie. Ons sonde is rebellie teen God. Omdat ons nie wou bekeer nie, is dit rebellie teen God, daarom het ons agtergebly. Ons het die wegraping gemis. Ons sit nou hier, en nou gaan ons deur 'n verskriklike tyd moet gaan. En dis waar ek wil nie vir jou vanmôre heuningkies om die mond speel, ek wil vir jou waarsku vanmôre, hierdie tyd wat vir jou voorlê, van my voorlê wat die wegraping gemis het, is 'n ernstige tyd. Dis 'n verskriklike tyd. Jy sien, die mensdom was 'n rebellie teen God. En hierdie verdrukkingstydperk waartoe ons nou moet gaan, is God se oordeel, regverdige oordeel, wat hy gaan uitgiet op almal wat ongehoorsaam was, wat nie Jesus aangeneem het as hulle verlosser nie. Sien, ek en jy wat dalk 'n rebellie teenoor God was, en ons het agtergebly nou. Hierdie is die tydperk waar God sy toorn uitgiet. Maar weer eens wat ek vir jou sê, jy het 'n kans en jy het 'n hoop, maar dit gaan 'n duur prys kos. Die volgende 7 jaar wat gaan aanbreek, is wat ons noem die 7 jaar van verdrukking. Vir die volgende 7 jaar wil ek vir jou sê, gaan dit absoluut nag wees op hierdie aarde. Die volgende 7 jaar gaan nie 'n maklike pad wees nie. Gaan 'n moeilike pad wees. Die Bybel noem dit die groot verdrukking. En hy sê ook vir ons, dit is 'n tyd wat gaan aanbreek, 'n verdrukking soos wat die wêreld nog nooit ervaar en gesien het nie. Dis wat op ons wag hierdie volgende 7 jaar. Miskien hierdie eerste 3,5 jaar gaan ons dit nie so erg ervaar nie. Ons gaan dinge ervaar, ek gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Maar ek wil vir jou waarsku in die tweede helfte, want hierdie 7 jaar word opgedeel in 2 helftes. Die eerste 3,5 jaar en dan die tweede 3,5 jaar. Ons gaan erg deurloop die eerste 3,5 jaar. Maar God se toorn word actually eers uitgegiet in die tweede helfte. Ons gaan God se toorn ervaar nou, ons gaan dinge ervaar nou. Maar die tweede helfte, die tweede 3,5 jaar, is baie erger. Daarom sê die woord van die Here vir ons in Matteus 24, julle kan dit self gaan lees. Ek wil jou vra, jy wat dalk dan in die DVD kyk wat daar agtergebly het, kry vir jou asseblief 'n Bybel. Gaan lees Matteus 24. Jy gaan sien, hy praat ook daar en dan sê hy ook vir ons, dit gaan 'n groot verdrukking wees soos wat daar nog nooit was nie. Dis 'n tydperk waar God sy toorn gaan uitgiet oor hierdie wêreld. Maar moenie asseblief nou nie hoop verloor nie, daar is aan die einde wel 'n gelukkige einde. Ek gaan julle nou vertel daarvan, maar jy gaan met jou lewe betaal. So ek wil jou voorberei om gereed te maak. Jy sal sterf in hierdie verdrukking. Jy wat dalk sal sê, maar ek wil regmaak met Jesus. Wil jou waarsku vandag, jy sal sterf in hierdie verdrukking. Dis verseker. Jy gaan nie lewendig hieruit kom nie. Wat gaan alles gebeur in die volgende 7 jaar? Nou hier kan julle 'n paar goedjies sien. Ek gaan nou net so vlugtig. Ek wil vir jou sê, hierdie is nie vandag 'n openbaring preek nie. Ek wil nie in diepte gaan nie. Daar is DVD's beskikbaar oor dit. So kyk by DVD's waar gepraat het oor die eindtyd gebeure. Daarso is verduidelik ek alles in diepte. Jy kan my boodskappe gaan kyk van die 7 seels, die 7 skale, die 7 basyne. Jy kan die boodskap gaan kyk van die vrou op die dier. Jy kan my boodskap gaan kyk van die visioene van Daniël in Openbaring. Daarin is verduidelik ek alles. Jy kan die boodskap gaan kyk oor die wegraping, oor die wederkoms. Gaan kyk die hele eskatologie, die hele eindtydreeks waarin ek in diepte hier praat. So jy wat nou agterbly wat nie hierdie goeters verstaan nie, kry
vir daai DVD's en gaan kyk dit en dit gaan jou 'n idee gee wat om te wag en wat om te wag te wees in hierdie tyd. Maar vir my en vir jou nou wat hier deur gaan, ek gaan net so vlugtig praat oor wat staan my en jou te doen en wat wag vir my en vir jou. Eerstens hierdie volgende 3,5 jaar en eintlik die hele 7 jaar, maar wat gaan ons deurgaan? Ons gaan oorloë sien en ons gaan oorloë ervaar soos nog nooit tevore nie. Ek wil vir jou sê die wêreld is omgekeer. Jy kan sien wat 'n chaos die wêreld in is. Hongersnode soos nog nooit tevore nie. Jy gaan honger ly. Pestsiektes, dinge waarin jy nog nooit eens aan gedink het nie. Epidemies wat gaan uitbreek. Baie mense, en 10 dalk jy ook, gaan getref word dalk hierdeur. Droogtes, soos wat die wêreld nog ooit gesien het nie. Die afgelope droogte wat verby kan nie opweeg teenoor die hitte en die gloede en die droogtes wat ons nou gaan ervaar nie. Ons gaan later daarna kyk, maar meteoriete, aardbewings, wees verseker. Die Bybel sê vir ons dat 2/3 van hierdie aarde gaan verwoes word. Die see gaan verwoes word deur meteoriete. Ek wil vir jou waarsku dat dit gaan ons ook impakteer. Ons is dalk nie naby die see nie, of jy mag ook naby die see bly. Dit gaan jou erg affekteer. Ons gaan later mense vlugtig daaraan raak. Jy gaan baie angs beleef, baie vrees. Jy gaan gejag word. Net soos wat mense jag in 'n bos, gaan hulle jou jag om jou dood te maak. Wees verseker, jy gaan gejag word. Jy gaan honger ly, jy gaan nie niks kan koop of verkoop nie. As jy Jesus bely, en sê maar ek is 'n kind van die Here, hulle gaan jou jag om jou dood te maak. Hulle gaan jou soek. Jy gaan moet wegkruip. Jy gaan niks kan koop of verkoop nie. Jy gaan nie kos hê om te eet nie. Jy gaan deur 'n verskriklike, moeilike tyd gaan. Of jy sê, jy gaan geen mediese hulp kry nie. Jy wil ook siektes het, en jy het medikasies en goeders nodig, as jy nie, ons gaan nou daarna kyk, maar as jy nie die anti-kris gaan aanvaar, of sy merk gaan aanvaar nie, gaan jy nie gehelp kan word nie. Jy gaan deur 'n verskriklike moeilike tyd gaan. As jou kind siek word, gaan jy maar met los vir dood. As jy Jesus gaan bely in hierdie verdrukkingstyd, en sê, maar ek is 'n kind van die Here, gaan jy beslis doodgemaak word. Hulle gaan jou afpers, hulle gaan jou jag, hulle gaan jou forceer om die merk van die dier te aanvaar, en dan gaan jy nou vir julle verduidelik wat is die merk van die dier. En as jy dit nie aanvaar nie, gaan jy of se muur doodgemaak word, of jy sal niks kan doen nie, jy gaan nie kan survive nie. Jy sal dan sterf van die honger. Jy sal moet wegkruip. Jy sal moet oë in jou agterkop hê. Jy gaan nie kan sê, maar ek gaan stil bly nie. En ek gaan net vir hulle sê, maar ek no ways. Onthou wat ek gesê, jy het een kans om reg te maak met die Here. Dit gaan jou lewe kos. As jy Jesus ontken in hierdie verdrukkingstyd, gaan hy jou ontken. As jy die merk gaan aanvaar van die anti-kris, is jy outomaties verdoem hel toe. Hoor wat ek vandag vir jou sê. As jy die anti-kris gaan volg, sê jy letterlik ja vir die Satan, verloon jy Jesus, en is daar vir jou geen meer redding oor nie. Kan jy sien hoe ek gesê het, dit gaan jou 'n paar dinge kos, wat jy gaan moet doen, om nou gered te kan word. Wat gaan alles gebeur in hierdie volgende 7 jaar? Kom ons gelees daar so Matteus, hoofstuk 24, vanaf vers 21. Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af, tot nou toe nie gewees het, en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Hoor mooi, ons het 'n hoop. Hierdie verdrukking is daarom net 7 jaar.
En die woord van die Here sê vir ons, as dit nie 7 jaar was nie, as die Here dit nie vir ons so verkort het nie, sou nie een van ons, niemand het gemaak het nie. Maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dag verkort word. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus of daar, moet dit nie glo nie. Hoor nou vandag. Een van die dinge wat gaan gebeur in hierdie tyd is misleiding. Daar gaan 'n man opstaan, wat gaan sê, hy is Jesus. En hulle gaan vir jou sê, dis die Christus. Jesus antwoord hier en hy sê vir ons, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Of vir jou sê, hier wag 'n verskriklike tyd vir ons. 2 Tessalonisense waarsku ons, daar gaan 'n man kom, wat hulle noem die Antichrist. Hy gaan 'n wêreldheerser wees. Hy gaan binnekort op die toneel verskyn. En jy gaan sien, hy gaan 'n wêreldleier wees, hy gaan vrede bewerkstellig in die Midde-Ooste, ek gaan nou daaroor praat. Maar ek wil net vir julle wys wat sê God se woord rondom die Antichrist. Hy gaan geopenbaar word net nadat die wegraping nou plaasgevind het. En wat nou plaasgevind het, so binnekort gaan ons die Antichrist sien. Hy's 'n wêreldregerder. Hy gaan die wêreld wil verenig onder een godsdiens, onder een regering, onder een wêreldstelsel. En hy gaan 'n vredesverdrag sluit met Israel. Hy gaan vrede bewerkstellig in die Midde-Ooste. Want soos huidiglik weet julle, is daar nie vrede in die Midde-Ooste nie. Dis die Israelies teen die Palestynë. En julle gaan sien, wanneer hierdie man die vrede bewerkstellig in die Midde-Ooste, dan weet julle, dit is die Antichrist. Hy gaan die 3de tempel herbou. Binnekort gaan julle die 3de tempel sien. Binne die volgende 3 jaar gaan julle die tempel sien. Gaan die 3de tempel herbou, hy gaan weer vir die Jode sê, hulle kan weer hulle offers bring in die 3de tempel. Maar na 3,5 jaar, gaan hierdie man sy vredesverdrag met Israel verbreek. Hy gaan homself voordoen as God, hy gaan die offerstelsel afskaf en hy gaan vir hulle sê, hulle moet hom aanbid as God. En hy gaan vir my en vir jou sê, ons moet hom aanbid as God, as die Messias. En dan, hier kom die verskriklike ding, en dan gaan dan net daarna kyk. Israel gaan weet dan, hy is nie die Messias nie. En dan gaan julle ook weet, hy is die Antichrist. En hy gaan 2/3 van Israel vermoor, uitmoor. 2/3 van die Jode gaan doodgemaak word. Moenie dink is goeie nuus vir jou nie. Jou beurt kom. 2/3 van die Jode gaan doodgemaak word. Die oorblywende derde gaan vlug na Petra, waar God hulle gaan beskerm. Want hierdie is die tydperk waarin God met Israel deel. Hier is die tydperk waar God die afspraak het met Israel, want onthou, Israel het Jesus verwerp as die Messias, tot vandag toe. En hierdie verdrukkingstydperk is waar die God weer met hulle gaan werk, sodat hulle Jesus kan aanneem as hulle verlosser. 2/3 van hulle gaan doodgemaak word. Slegs 1/3 van hulle gaan oorbly. Ek en jy, wat nie deel is van Israel nie, ons het agtergebly met die wegraping. Ek en jy gaan ook gejag word deur die Antichrist. Ek gaan dit nou vir julle wys. Ek wil net eers vir julle verduidelik waar God se woord praat van die Antichrist, wat binnekort geopenbaar gaan word. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 3. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word. So daai woordjie afval het 'n tweeledige betekenis. Hy praat van eers moet die weggaan van die kerk kom en die afvalligheid in die mensdom. Hy praat van die wegraping wat nou ook plaasgevind het. En dan sal die Antichrist geopenbaar word. Die seun van die verderf. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, 'n voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle dat ek het vir altyd vir julle gesê toe ek nog by julle was nie, en nou julle weet wat om te hou, sodat op sy tyd geopenbaar kan word. En hoor hy sê, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou te hou uit die weg geruim is. Nou, hulle wat die Antichrist teëgehou het, die kinders van die Here, is weggevat. Hulle is in die ruim gevat. So nou gaan hy geopenbaar word. Ek en jy het agtergebly en ons gaan hom sien. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wie die Here met die asem van sy mond sal verdelg deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werkinge van die Satan, met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Hoor my mooi, hy gaan baie kragtige dade doen. Hy gaan baie tekens doen.
In Openbaring waarskei ons en hy sê vir ons, hy sal selfs doodgemaak word, maar hy sal weer lewend word. Sodoende gaan hy die sterfte en die begrafnis en die dood van Christus probeer namaak, sodat die mense hom sal aanvaar as 'n vals Christus. Onthou, ek praat met jou vandag wat agtergebly het, wanneer jy hierdie dinge sien gebeur, wees gewaarsku. God se woord het ons gewaarsku, dit gaan gebeur. Hy sê met allerlei verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om gered te word nie. Jy sien, ek en jy het agtergebly, omdat ons nie God se waarheid aangeneem het nie. Daarom moet ek en jy nou deur hierdie tyd gaan. Daarom moet ek en jy die toorn van God ervaar. Daarom moet ek en jy nou die anti-kris sien en ervaar dat hy vir ons gaan uitgiet. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Ek wil vir jou sê, as jy nou in hierdie tyd, nie nou hierdie waarheid glo, wat ek vandag vir jou sê nie, dat jy Jesus moet aanroep nie, en dat jy met jou eie lewe gaan betaal nie, wil ek vir jou sê, gaan jy die leuen glo, en jy sal nie verderf opeindig. Dis 'n oordeel van God. Dis die tyd waar God met Israel gaan deel, waar hulle Jesus moet aanneem as hulle verlosser. In Handelinge 15 vers 14 tot 17 sê hy daar, so dat Simeon het gesê, hoe God uit die begin uitgesien het om 'n volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. En hiermee stem die woorde van die profeet ooreen, soos geskrywe staan, daarna sal ek terugkom en die vervalle het van Dawid weer oprig, en dit wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel. Dis 'n profesie wat God gesê het, wanneer hy die heidene vir sy naam aangeneem het met die wegraping, gaan hy terugkom en hy gaan sy fokus draai op Israel om hulle te herstel. Jeremia 30 vers 7 praat, in die Engels sê dit nogal mooi, hy praat van the time of Jacob's trouble. Dis die tyd waar Israel gaan deurgaan, deur die verdrukking gaan, sodat hulle kan sien Jesus was die ware Messias. Selfs met Sagaria 13 vers 8 en 9, daar verduidelik het vir ons dat 2/3 van hulle sal doodgemaak word in hierdie tyd deur die anti-kris. 2/3 van Israel. Slegs 1/3 sal gered word. God gaan sy 2 getuies, wat jy ook nou moet oplet, daar gaan 2 getuies na Jerusalem gestuur word. Hulle gaan God se oordeele aankondig. Ons gaan nou kyk na God se oordeele wat gaan kom. Jy kan nou Openbaring 11 ook van hulle gaan lees. Hulle gaan getuig teen die wêreld. Hulle staan vir die wet en die profete. Dat God die mens tyd gegee het om hulle te bekeer en hulle wou nie. Ek en jy het nie. En daarom het ons agtergebly. En daarom gaan ons God se toorn ervaar. Julle gaan ook in hierdie tydperk sien, daar gaan 144.000 Joodse mans optree as evangeliste wat die wêreld gaan evangeliseer. En 10 gaan hulle jou ook bereik. Maar ek wil vir jou sê, wanneer jy Jesus gaan bely, gaan jy doodgemaak word. Wanneer jy sê ek kies Jesus in hierdie tyd, wil ek vir jou sê, gaan jy onthou word. Die woord van die Here sê dit vir ons. Kom ek wys dit vir julle in Openbaring hoofstuk 14. Openbaring hoofstuk 14. En kyk, ek het gesien, kyk die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskryf. En daai berg Sion was in die hemel gewees. So daai mense was almal in die hemel gewees. Ek gaan na Openbaring hoofstuk 17. As jy net 'n bietjie verder lees in Openbaring 14, dan sê dis hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein, hulle is die wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Hulle is wat gekoop is uit die mense as eerstlinge vir God en die lam. Hier is daar 144.000 Joodse evangeliste. Mans wat die evangelie nou in hierdie tyd gaan kom verkondig. Openbaring 7 gaan 'n bietjie verder uit. Openbaring hoofstuk 7 word die 144.000 bekendgestel. En dan hierso in vers 9, net nadat die wat die evangelie aangeroep het, sal doodgemaak word. Hoor nou wat sê vers 9, hy sê, na hierdie ding het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies, stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En dan gaan ons dit so af, vers 14. En ek sê vir hom, my Heer, hulle weet wie is dit, wie is hulle, waarvandaan afkom hulle, daar in vers 13, vers 14 sê, ek sê vir hom, my Heer, u weet dit, en hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Of jy sê, as jy Jesus gaan aanneem nou, en Jesus gaan volg, die enigste manier hoe jy gered kan word, is deur om doodgemaak te word. Wanneer jy staan vir Jesus, sy naam bely, nie die anti-kris aanneem nie, nie sy merk aanneem nie, ons gaan nou daarna kyk.
gaan 'n moeilike tyd wees. En as jy nie deur die anti-kris doodgemaak gaan word nie, God se oordeele sal jy dan doodmaak. Glo vir my, maar jy gaan nie lewend hier uitkom nie. En die enigste manier hoe jy vir die troon van die lam kan staan, is as jy met jou eie bloed gaan betaal. Hoekom is dit so? Omdat jy die bloed van Christus verwerp het. Jy het die genade tyd verwerp. Nou gaan jy die prys betaal. Dis nie 'n maklike tyd wat vir jou voorlê nie. Nadat die anti-kris 2/3 van Israel uitgemoor het, gaan hy sy fokus op jou en my plaas. Hy gaan jou en my kom jag. Hy gaan homself verhef tot God en hy gaan ons dwing om hom te aanbid en hom te aanvaar. Hy gaan vir ons 'n merk gee, wat ons of op ons voorhoofd op of ons regterhande moet dra. Kan 'n implanting wees, dit kan 'n merk wees, kan dit ek weet nie wat se merkie. Maar ons sal sien as ons daar kom. En dit is binnekort. Binne die volgende 3,5 jaar. En as jy daai merk aanvaar, is jy verlore. Daar's vir jou geen meer redding oor nie. Dan is dit verby. Dan het jy finaal jou rug op God gedraai. Maar as jy daai merk nie aanvaar nie, wees vandag verseker, dit gaan vir jou baie moeilik wees. Jy gaan vlug vir jou lewe. Jy gaan honger ly. Jy gaan suffer. Jy gaan wegkruip soos 'n krimineel. Hulle gaan jou jag. En die ergste is, jy kan nie Jesus ontken nie. Want as jy Jesus gaan ontken, is jy verlore. Jy gaan moet vashou aan Jesus in hierdie tyd. Jy gaan moet vashou aan hom. Hulle gaan jou onthoof. Kom ons gaan lees 'n bietjie Openbaring 13 vanaf vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Dis die anti-kris, né? Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. Jy sien, jou naam was nie in die boek van die lewe nie. Daarom het jy agtergebly. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand 'n krygsgevangenes maak, gaan hy 'n krygsgevangeneskap. Kom ek wat sê vers 11. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom en hy het 2 horings gehad net soos die lam en het gepraat soos 'n draak. Hy praat van die anti-kris, né? En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvoor die dodelike wond genees is. Jy sien, hy gaan sterf, maar hy gaan weer lewend word. Hy gaan 'n vals Christus wees. Kyk vers 16. En hy maak dat almal klein en groot, die rykes en die armes en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand het op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas, wie verstand het laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, sy getal is 666. Die 666. As jy nie daardie merk het nie, gaan nie kan koop nie, gaan nie kan verkoop nie. Jy gaan nie kan survive nie. Jy sal gejag word. Openbaring 7 vers 9 tot 17. Na in hierdie ding het ek gesien, kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, het al die nasies, stamme, volke en tale, het gestaan vir die troon en voor die lam van God, bekleed met wit klere en palmtakke in hulle hande. Hier is die mense wat doodgemaak is, ek en jy, wat doodgemaak gaan word in hierdie verdrukkingstydperk, wat ons hart en ons lewens nou vir Jesus gegee het. Dit is, ons gaan voor die troon van die lam wees, né? Hoor wat sy vir hy sê, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. En dan gaan hy so af, vers 13, toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wees hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. Hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas, en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God, en dien hom dag en nag in sy tempel. Mense, ek wil vir jou sê, dit gaan 'n moeilike een wees. Ons gaan onthoof word. Hulle sien daai prentjie van die guillotine. Ons gaan onthoof word vir die getuienis van Jesus. Jy gaan jou lewe verloor. Wees verseker daarvan. As die anti-kris nie gaan doodmaak nie, beslis gaan God se oordeele. Die 7 seels, die 7 skale en die 7 basyn oordele. Julle kan gerus kry daai DVD wat ek daaroor gepraat het, die 7 seels, die 7 skale basyne. Ek gaan nie nou in detail daaroor ingaan nie. Julle kan gerus daai DVD gaan kyk, waar ek elkeen individueel bespreek. Die 7 seels
speel basies nou in die eerste 3,5 jaar, gaan dit afspeel. Dis die eerste 6 seels wat oopgemaak word, of die seels wat oopgemaak gaan word, is onder andere die antichrist wat oopgebaar gaan word, die hongersnode, die pestsiektes, dood, oorloë. Dis daai perde van Openbaring waarvan hulle gepraat het, dis die seels. Hulle gaan hardloop binne die eerste 3,5 jaar, gaan ons dit ervaar. En dan wil ek vir jou sê, onthou julle net het ek gesê, die tweede helfte van die verdrukking gaan eintlik die ergste wees. Die tweede gedeelte van die verdrukking gaan wees waar die 7 basyne en die 7 skale oordele van God uitgegiet word op hierdie aarde. Julle kan dit gaan lees in Openbaring 8 vers 6 tot en met Openbaring 9 vers 21 en Openbaring 16 vers 1 tot 4. Ek wil hê ons met Openbaring 8 vers 6 tot Openbaring 9 21. Dis 'n lang stuk, maar ek wil hê julle moet leer, julle moet hoor wat sê hierdie basyne, hierdie basyn oordele van God. Dit gaan gebeur nou in die tweede helfte van die verdrukking. So ek wil hê jy moet besef wat wag op jou. Openbaring 8 vanaf vers 6. En die 7 engele by die 7 basyne het hulle gereed gemaak om te blaas. En die eerste engel het geblaas en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, dis meteoriete. En is op die aarde gegooi en 1/3 van die bome het verbrand en al die groen gras het verbrand. So, daar gaan nie gras wees nie, mense. 1/3 van die bome gaan vernietig word. Die tweede engel het geblaas en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi en 1/3 van die see het bloed geword. 1/3 van die see gaan verwoes word deur 'n meteoriet. Kan jy vir jouself indink daai stank, daai kieme, daai siektes wat gaan uitbreek onder ons? Dis 1/3 van die see wat 3/4 van hierdie aarde omtrek. En 1/3 van die lewende skepsels in die see het gesterwe en 1/3 van die skepe het vergaan. Kan jy vir jouself dink die tsunamies wat gaan kom? Kan jy vir jouself dink die aardbewings wat gaan kom? Kan jy self vir jou dink die verwoesting wat daai ding gaan bring? Daai tsunamies gaan ons 10 tref. Ons wat dalk hier in die Hoofveld bly, ek dink ons gaan dit tref. Want weet jy, as 'n meteoriet die see moet tref en hy verwoes 1/3 van die see, kan jy vir jouself dink hoe groot gaan daai titelgolf wees wat gaan kom? Jy praat van 'n golf van kilometers en kilometers groot. Jy praat van iets met verskriklike destruksie. Kan jy vir jouself dink die slag wat hierdie aarde gaan beleef? Kan jy vir jouself dink dit is ons te wagte. Dis wat jy gaan ervaar. En 'n derde engel het geblaas, vers 10. En 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval. Wat is dit? Weereens nog 'n meteoriet. En dit het geval op 1/3 van die riviere, die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsam. En 1/3 van die waters en als geword. En baie mense het gesterwe van die water, maar dit bitter geword het. Jy gaan nie vars water hê om te drink nie. Kan jy vir jouself dink? En hierdie trek ons maar nog net by 3 oordele. Mense, hierdie is God se regverdige oordele, omdat ek en jy ongehoorsaam was om ons te bekeer. Dit is God se regverdige oordele, omdat ons nie sy seën aangeneem het nie. En die 4de engel het geblaas, en 1/3 van die son is getref, en 1/3 van die maan, en 1/3 van die sterre, sodat 1/3 van hulle donker sou word in die dag, en 1/3 van die lig sou gee nie, en die nag net so. Kan jy vir jouself dink, as ons hemelliggame getref word, hoe dit alles omver gaan gooi, ons seisoene, ons dae. Kan jy jou indink wat ons klimaat gaan wees? Kan jy indink hoe die mekaar dit gewees? Ons het gedink ons beleef tornado's, storms en sulke goeders. You ain't seen nothing yet. En ek het gesien en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, hulle wat die aarde woon, vanweë die oorige en geluide van die basyne en die 3 engele wat nog sal blaas. Hoofstuk 9. En toe die 5de engel blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. En nou die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put, soos rook van 'n groot oond, en die son en lig en die rook van die put verduister. En uit die rook het daar sprinkane uitgekom uit die aarde, en aan hulle is mag gegee soos skorpioene van die aarde mag het. Hoor nou mooi, hierdie is demoniese magte. Hierdie is demoniese magte wat losgemaak gaan word. Ek en jy gaan gepynig word deur demone. En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige bome beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie.
En dan hulle is gegee om hulle nie dood te maak nie, maar dat hulle 5 maande lang gepynig sou word. En hulle pyniging is soos die pyniging van 'n skorpioen. Wanneer hy deur 'n mens steek, kan jy vir jouself indink as 'n skorpioen? Jy gesê, het jy al gevoel daai pyn wat jy ervaar? Het jy gesien jou liggaam, dink vir jouself, jou daai skok waar jou liggaam is as gevolg van daai gif, daai pyn, daai styptrekkings, daai spasmas, daai koors. Hulle gaan jou 5 maande pynig. En jy gaan bid vir die dood en die dood gaan nie kom nie. En in die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. Hulle sal verlang om te sterwe en die dood sal vir hulle wegvlug. En die voorkoms van die springkane was soos die van 'n perd wat vir die oorlog toegerus is. En so gaan hy verder af. Dis dit 'n gedeelte van God se oordeele. Openbaring 16, as jy daar gaan ons lees van die 7 skale, van vers 1 tot 14. Ek wil vir jou voorberei op wat vir jou wag, want jy gaan dit ervaar. En ek het 'n groot stem uit die tempel en die 7 engele hoor sê, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom, wat die merk van die dier gehad het, en sy beeld aanbid het. Vir jou sê, as jy die merk het, en geaanvaar het, gaan jy die bose swere van God ervaar as 'n oordeel. En die tweede engel het aan sy skaal op die aarde, op die see uitgegooi, en dit het bloed geword, soos van 'n dooie. Het julle al 'n dooie mens se bloed gesien? Die hele see gaan so wees. Al die lewende wesens in die see het gesterwe, kan jy vir jouself indink wat se chaos, wat se stank, wat se siektes gaan uitbreek. Ek en jy gaan dit ervaar. Ek en jy gaan dit deurgaan. En die derde engel het sy skaal uitgegooi by riviere en die waterfonteine en het dit bloed geword. Daar gaan die vars water wees, jy gaan jou kraan oopmaak en skoon bloed gaan uitkom. Kan jy vir jou indink hoe dors jy gaan wees? Gaan jy kan indink hoe dinge stink? Gaan jy jouself kan dink, jy gaan nêrens te jou dors kan les nie. En ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig Here is U wat is en wat was, U heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het. Want hulle het die bloed van die heiliges en die profete vergiet, en het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. Kan jy sien, as jy die antichrist gaan aanneem, in die tyd, as jy nie Jesus het nie, as jy nie gaan sterf, vir die getuienis van Christus nie, wat gaan jou te wag te wees? En ek het daar in die altaar oor 6, vers 7, die Here God almagtige, waaragtige, regverdig is die oordele. Die 4 engele het sy skaal op die son uitgegooi, en daarna is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met 'n groot hitte, en hulle het die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie pla. En hulle het hulle nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Kom, ek gaan vir jou sê, jy het gedink, jy hoef nie jou hart en jou lewe nou vir die Here te gegee het, voor die wegraping nie, nou die wegraping gemis, jy het agtergebly. Kan jy sien hoe maklik was dit om jou hart en jou lewe vir Jesus te gegee het, nie deur geloof? Kijk, ek wil vir jou sê, moenie dink dit gaan nou maklik wees om met hierdie oordeele die Here aan te neem nie. Hulle sê spyt kom te laat. En ek dink elkeen van julle wat vandag agtergebly het in die wegraping is spyt dat jy nie Jesus aangeneem het toe jy die kans gehad het nie. Want geloof my, dit gaan nie maklik wees nou om Jesus aan te neem nie. En die 5de engel sy skaal het gegooi op die toren van die dier. Sy koninkryk is verduister en het hulle tonge gekou van pyn. En hulle die God van die hemel gelaster. 6de engel het sy skaal uitgegooi, vers 12. Op die groot rivier Eufraat. Sy water het opgedroog, so die pad van die konings van die ooste af kom, reggemaak word. Hierdie is 'n groot oorlog. Wêreldoorlog wat hier gaan plaasvind. In daai tydperk, kan jy dink hoe die aarde verwoes? Kan jy dink die hongersnood, die pestsiektes, die ellendes? Kan jy vir jouself dink die dood? Kan jy vir jouself dink in wat 'n toestand hierdie aarde gaan wees? Kan jy vir jouself dink die antichrist met die merk van die dier? Kan jy self dink die toestand waarin die mense gaan verkeer? En dan kom daar nog 'n wêreldoorlog ook nog. Dis wat jou te wagte is hierdie volgende 7 jaar. Kan jy sien hoekom sê ek, dis die 7 jaar van verdrukking. Dis 'n groot verdrukking so wat daar nog nooit was en nog nooit weer sal wees nie. God giet sy toorn uit op hierdie wêreld omdat ek en jy Jesus nie aangeneem het nie.
Daarom gaan ek en jy die toorn van God moet deurgaan. As jy nie deur die antichrist doodgemaak gaan word nie, sal jy 10 omkom in die oordeele van God. Of jy gaan met jou eie bloed betaal, omdat jy die genadetyd van Jesus verwerp het. Of jy sê, hierdie is nie nou tyd vir grappies en vir speletjies en vir stryery. Jy het die wegraping gemis, jy het agtergebly. Jou siel is nou op die spel. Jy het nou 'n kans om Jesus te bely, maar dit gaan jou lewe kos. Gaan nie 'n maklike pad wees nie. Of jy kan hom verwerp, maar dan gaan jy in die hel opeindig. En jy gaan die oordeele van God ervaar. Kyk wat sê Matteus 7 vers 13, gaan in deur die nou poort. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. Daar is baie wat daarin gaan. En die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. En ek wil vir jou sê, daar is min wat gevind gaan word in hierdie tyd. Daar is min wat staande gaan bly in hierdie tyd. Naïef, Henko, wat jy het gesê, dit is goeie nuus. Wat is nou die goeie nuus? Hoe gaan alles eindig? Die goeie nuus is, as jy doodgemaak word, en doodgemaak word vir jou getuienis van Jesus, sal jy voor God wees, en al die ander wat weggeraap is. Jy sal by God wees dan in die hemel. Jy sal dan ook vir die troon van God wees. En dan sal jy saam met Jesus dan terugkom met die wederkoms. Want ons almal gaan saam met Jesus terugkom met die wederkoms. En Jesus gaan dan terugkom na hierdie 7 jaar. En ons almal gaan saam met Jesus terugkom. Jesus gaan vir ons 'n nuwe aarde skep. 'n nuwe hemel skep. Al die ongeregtigheid gaan uitgeroei word. Jesus gaan die antichrist uitverdelg. Al die mense wat in opstand gekom het, in rebellie gekom het teen God, gaan hy verdelg met die asem van sy mond. En as jy vashou aan Jesus, gaan jy saam met hom wees. En jy sal die nuwe hemel en die nuwe aarde beerwe. So jy het nog 'n kans, jy wat agtergebly het, jy het nog 'n kans om jou hart en jou lewe vir die Here te gee. Het gaan nie maklik wees nie, maar jy het nog 'n kans. Ons lees daarso vanaf Openbaring 19, vanaf vers 11. Toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid en sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone. Hoor nou, Jesus gaan terugkom as 'n koning. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en rein fyn linne. Ons het net nou gesien dat die wat weggeraap is gaan na die bruilof van die lam toe. Hulle ontvang wit en rein fyn linne. Jy het gesien dat jy wat doodgemaak gaan word nou in hierdie tyd as jy Jesus gaan aanneem. Dat jy gaan voor die troon van God wees, jy gaan wit en rein fyn linne aan gaan kry en ons gaan saam met Jesus terugkom. Hy sê en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. Dis die nasies wat almal in rebellie was teen Jesus. En hy sal hulle met ysterstaf regeer en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid van die toorn van God en die Almagtige. En hy dra op sy kleed op sy heup die naam wat geskryf is, die koning van die konings en die Here van die Here. En ek het een engel sien staan in die son en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd vir die groote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor 1000 en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein en groot. En ek het die diere van die konings van die aarde en hulle leers versamel om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit teen sy leer. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat op die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang het en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit. En al die voëls is versadig van hulle vlees. Jy sien, daar is goeie nuus. As jy gaan sterf in hierdie tyd, en jou lewe gaan aflê vir Christus, gaan ons saam met hom kom. Daar is nog vir jou hoop. So ek wil vir jou sê, jy wat na hierdie kyk en na die wegraping plaasgevind het, jy wat agtergebly het, moenie hopeloos raak nie, moenie moedeloos raak nie. Ja, dit gaan 'n moeilike pad wees, gaan nie maklik wees nie. Maar as hoop vir jou nog steeds as jy aan Jesus gaan vashou. Wat moet ek doen om gered te word in die verdrukking? Eerstens besef wie Jesus is. Dat hy God is.
dat hy die enigste verlosser is, die Messias. Gee jou hart en jou lewe vir Jesus en kom opreg tot bekering en leef dan heilig, volgens God se woord. Jy sien, dit gaan jou iets kos. Kruisig jou eie ek, neem 'n besluit om Jesus te volg, ongeag die vervolging. Jy sal die ware Jesus se woord moet volg, moet leef en moet voorgetuig, volgens sy woord in hierdie tyd. Jy sal nie mislei moet word nie. Jy moet seker maak van God se waarheid en leef in gehoorsaamheid. Jy moet nie die merk aanvaar nie. Jy moet aan Jesus vashou tot aan die einde van jou lewe en nie Jesus verloon nie. Jy moet kan opstaan vir Jesus ongeag die vervolging, die oordeele, die omstandighede, die nood. Dink 'n bietjie vir jouself hoe moeilik dit gaan wees om in alle omstandighede vas te hou aan Jesus. Gaan nie maklik wees nie. Jy sal Jesus met meer lief hê nou as wat jou eie lewe het. Jy sal hom met lief hê soos wat jy nog nooit iets lief gehad het in jou lewe nie. Jy moet toelaat dat Jesus jou siel red. As jy steeds gaan rebelleer teen God en teen Jesus, nog steeds om gaan verwerp, gaan jy ongelukkig hel toe. Ek het nie vir jou die goeie nuus daai met dit nie. Dan is daar vir jou geen meer redding vir jou oor nie. Dan gaan jy Jesus se toorn ervaar met die wederkoms. Om die verdrukking tot bekering te kom, gaan jou laaste kans op redding wees. Maar dit gaan baie, baie moeilik wees. As jy na hierdie boodskap kyk en die wegraping nog nie plaasgevind, die hele wat vanmôre nou hier sit, die wegraping nog nie plaasgevind nie. Wil jy nie nou Jesus aanroep nie? Wil jy nie eerder nou jou hart bekeer nie? Wil jy nie eerder nou Jesus jou verlosser maak? Wil jy nie nou jou rug draai op jou sonde nie? Wil jy nie nou jou hart en jou lewe vir Jesus oorgee nie? Jy gaan jouself soveel verdriet spaar. Jy gaan jy soveel verdriet spaar om nou tot bekering te kom, jou geloof te plaas in Christus, sodat jy met die wegraping kan saamgaan. En dan gaan jy al hierdie dinge wat vandag gesê is, gaan jy vryspring. Hy gee vir ons nog genade tyd. Ons is nou, wat die wegraping nog nie plaasgevind het nie, is ons in genade tyd. Hy sê, deur genade is jy gered, nie uit jy werke nie, kom soos jy is, gee jou hart in jou lewe, plaas jy geloof in jou vertroue wat Christus vir jou in die kruis gedoen het. Dis so maklik. Dis so maklik. Dit kos jou niks. Kruisig jouself. En jy gaan al hierdie oordeele vryspring. Net soos die dae van Noag was. Soos hulle ook die koms van die seun van die mens wees, want net soos hulle was die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink, getrou en die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en het nie verstaan het voor die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie, maar weet dit, as die huisheer geweet het watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer jy dit nie verwag nie. Jy wat nog wat die wegraping nog nie plaasgevind het, jy wat nou hier sit vanmôre, is jy reg vir die wegraping. Vanmôre daai bassein geblaas, jy het dit gesien, jy het agtergebly. Sal jy gereed wees as Jesus nou kom? Sal jy gereed wees as Jesus nou kom? Ek wil vir jou die volgende speel en ek wil jy moet mooi hierna kyk. En laat hierdie in jou hart spreek vandag. God wants each one of us to come home to Him. The promise that He made to all mankind was simple and direct. Anyone that will simply trust in the finished work of His Son on their behalf will have eternal life. That is, whomsoever believes
that Jesus Christ was crucified, buried, and rose from the dead receives the gift. It is free and complete. The moment anyone believes in this simple truth, in that same moment, anyone is placed in Christ, and Christ is in them. They now are a member of the only church that God Almighty recognizes today. It is called the body of Christ. That body will be leaving earth someday soon, with or without you. That hope of living forever will be realized, with or without you. The fulfillment of God's plan for the heaven and the earth will be completed, with or without you. His glory will be manifested through His children that chose to believe, with or without you. There are only 2 times in Scripture that our Lord Jesus Christ wept. Both times were because of unbelief. The rapture of the church will come to pass, with or without you. God would rather it be with than without you. Life was filled with guns and war, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. A man and wife asleep in bed. She hears a noise and turns her head. He's gone. I wish we'd all been ready. 2 men walking up a hill. One disappears and one's left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Life was filled with guns and war, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. How could you have been so blind? The Father spoke, the demons died. The sun has come and you've been left behind. You've been left behind. You've been left behind. You've been left behind. You've been left behind.
is 'n ernstige saak. Ek wil hê, maak elkeen jou oë toe. Terwyl die musiek so speel, wil jy nie Jesus vanmôre aanroep as jou redder, jou saligmaker, jou verlosser nie? Wil jy nie vanmôre kom jou sonde voor die troon van die lam plaas nie? Wil jy nie vanmôre gewas word in die bloed van die lam nie? Wil jy nie vanmôre jou hart en jou lewe vir Jesus gee nie? Jy het vanmôre die kans, jy het vanmôre die geleentheid. Ek gee vir jou nou kans. Moenie uitstel nie, want môre is dit dalk te laat. Vader, U hoor vanmôre elkeen se harte. U sien elkeen vanmôre, Here. En daarom wil ek bid vanmôre, Here, elkeen wat U vanmôre aangeroep het. Here, dat U hulle sal red. Dat U hulle harte sal nuut maak. Here, het elkeen se klagte voor U gehoor vanmôre. Vader, my gebed is dat ons elkeen sal reg wees vir daardie dag. Here, en daarom is my gebed ook vir mense wat hierdie boodskap kyk nadat die wegraping plaasgevind het. Here, dat U hulle die krag sal gee om hierdie tyd wat hulle nou gaan beleef, staande te kan deurgaan. Gee hulle die krag, Vader, dat dit wat hulle gaan ervaar en gaan beleef, Here, dat U hulle die krag sal gee om aan U vas te hou. Here, ek wil U prys vir genade, vir ons wat dalk nog nie weggegaan het nie, dat ons nog tyd het om reg te maak. Here, sal U ons bewaar, sal U ons vashou, dat ons hierdie pad sal wandel saam met U. Here, tyd is min. Daarom wil ek bid dat ons sal ernstig wees oor ons verhouding met U. En ek bid dit vanmôre in Jesus naam. Ek wil vir jou sê, moenie vanmôre se boodskap ligtelik opvat nie. Ons is in 'n bevoorregte posisie dat die wegraping nog nie plaasgevind het nie. Maar as jy vanmôre in hierdie kerk gesit het, kom ons gestel, die wegraping het plaasgevind. En dit was die boodskap wat jy vanmôre moes hoor. Wil ek vir jou sê, dis nie 'n boodskap wat ek graag vir iemand wil gee nie. En daarom is my gebed regtig, dat nie een van julle sal agterbly nie. Dat nie een van julle dit sal mis nie. Moenie die genade van Jesus goedkoop mag nie. Moenie dink, daar is nog tyd nie. Dat ek vir jou sê, ons sien die dinge gebeur in die wêreld. Dat ons waaksaam wees. En selfs al sterf ons vandag, het ons die hoop op die wegraping. Wanneer gaan jy sterf? Wanneer is jou datum? Kan nou wees, kan oor 10 minute wees, het kan oor 'n jaar wees, het kan oor 10 jaar wees, het kan oor 100 jaar wees, wat ek twyfel. Maar, as jy in Christus gesterf het, sal jy met die wegraping saamgaan. Jy sal 'n verheerlikte liggaam ontvang. En daarom wil ek afsluit met die teks wat ek in die begin gelees het. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorleef op die wederkoms van die Here,
Die ontslapende sogenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep met die stem van 'n aartsengel met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dis iets waarna ek uitsien, is om met Jesus verenig te wees. Jy sien, vir die kind van God is dit 'n blye dag om na uit te sien. Maar as jy vandag die vrees in jou hart het, wil ek vir jou sê, maak reg, terwyl jy nog tyd het. Amen. Back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come